Maar dit is 'n vreugde vir my vandag om hierdie gedagte met jou te deel. Ons is besig om te gesels oor die Heilige Gees en ons is besig om te gesels oor hoe die vyand die Gees van God probeer blus in die lewe van 'n gelowige en in die kerk. Want wanneer die kerk, wanneer ons as gelowiges begin om 'n begeerte aan te toon dat ons meer van die Heilige Gees in ons lewens wil hê, moenie onbewus wees van die feit dat die vyand daarteen sal wil werk nie. Die vyand wil nie hê dat ek en jy 'n intieme verhouding met die Heilige Gees sal hê nie. En so hy wil hê ons moet onafhanklik van die Gees lewe, sodat ons nie afhanklik van God se Gees sal word nie, en in ons eie krag die lewe sal probeer doen. Want jy kan net soveel in jou eie krag doen. Ek dink nie ek hoef vir jou te verduidelik. Ek dink almal van ons hier het al iets in ons eie krag en wysheid probeer doen en misluk en besef. Maar ek is nie geskape om die lewe sonder God te doen nie. En so die Here wil deur sy Gees ons lei. En ons het in die tweede week wat ons hieroor gepraat het ons bietjie gesels oor die feit dat druk, jy weet die druk van die lewe en besluite en uitdagings en bekommernisse, druk kom altyd van agter. Die lewe probeer ons druk na voor, maar die Gees van God lei ons altyd van voor. En so die Heilige Gees wil jou en my lei om Jesus te volg, om Jesus te verheerlik. En ons het laasweek hieroor gepraat, is dat een van die primêre verantwoordelikhede van die Heilige Gees is om Jesus te verheerlik. En so dit is wat in my en jou lewe moet plaasvind, is dat Jesus verheerlik sal word deur my aktiwiteite, deur my besluite, en dat ek nie in afleidings vasgevang sal raak, en dat die Gees van God in my lewe geblus sal wees nie. So ons het 'n eksperiment aangegaan rukkie gelede. Die boodskap wat ek met jou deel is al 'n paar maande op my hart. Ek is al besig met dit vir 'n paar maande met voorbereiding. Maar ons het 'n eksperiment gedoen. En ek wil jou bemoedig, as jy nie die YouVersion Bible app het nie, moet jy hom so gou moontlik aflaai. Ons is die enigste gemeente in Appington wat op die YouVersion Bible app 'n platform het waar al ons boodskap het, alles wat ek met jou deel vanoggend in die notas, is daar beskikbaar in die week wat kom. So gewoonlik sal jy die link op 'n maandag kry, maar al het jy die app en jy het nog nie met ons gekoppel nie, wil ek jou aanmoedig, koppel met ons, want jy gaan soveel kos kry daar van wat ons deel op 'n Sondag, maar koppel met ons as jou kerk daar. So as jy ons besoek, jy is in 'n ander gemeente, ons verstaan dit, maar jy kan met ons koppel as jou kerk, as 'n lidmaat, of as jy inskakel by die gemeente, dan kies jy Appington Lighuis as jou kerk, en wat gebeur is, elke keer wat ons die notas oplaai, dan kry jy dit onmiddellik. En so ek wil jou bemoedig om dit te doen, want dan kry jy so gou moontlik in die begin van die week die kos wat ons uitdeel op 'n Sondag. En so ons het daar geskryf, net in geval jy vergeet wat ek vanoggend vir jou sê, dan sal jy dit daar sien. Maar ons het 'n eksperiment gedoen met ChatGPT. Want ons het gesien 'n paar kerke het verskeie eksperimente aangegaan. Maar toe ons weet die Here begin met ons as gemeente praat oor die Heilige Gees, toe doen ons 'n eksperiment op ChatGPT en ons vra toe vir ChatGPT: as jy die duiwel was en jy 'n kerk se verlange, se soeke na die Heilige Gees, se intieme verhouding met die Heilige Gees sou wil blus, as jy dit sou wou stop, en in die lewe van 'n gelowige, om seker te maak dat ons intimiteit verloor, en ons die leiding van die Gees verloor as 'n kerk, wat sou jy doen? En hy het so 'n klomp antwoorde uitgespoeg, en ek het gaan kyk na 'n skriftelike reaksie op dit wat hy uitgespoeg het, en jy sal sien op YouVersion het ons die laaste 2 weke goed gedeel daar, wat ons uit daardie oefening uitgeleer het. Maar vanoggend as die Here wil, en ek hou ons tyd op, maar vanoggend as die Here wil ek ten minstens weer een van daai aspekte met jou deel, en hopelik, miskien 2, maar ons sal sien hoe ver ons kom. Ek het so 15 van hulle, en ek het nog net 2 gedeel. So ek weet nie hoe ver ek gaan kom hiermee nie, maar ek gaan probeer om vanoggend op die meeste net 2 met jou te deel in die volgende paar minute. Maar luister na wat hy gesê het as 'n derde manier wat hy die Gees sou wou blus
in 'n kerk. Luister hierna, in hierdie eksperiment. ChatGPT sê, ek sal trots bevorder, trots, en 'n prestasiegedrewe Christendom deur mense se status bo mekaar uit te lig. Ek sal 'n celebrity leierskap skep. En, luister hierna, kliks tussen gelowiges. Kan jy dit, kan jou indink? Nou ek dink almal van ons het dit al gesien in ons lewe. Van skooldae af het jy dalk dit al ervaar. Kliks en 'n statusgedrewenheid en hoe ons na mense kyk. Ek was diep geraak toe ek verby die NG Moedergemeente ry in die week. En ek weet of julle gesien het nie, as jy so verby die kerk ry daar in Skroderstraat. Maar ek dink Skroderstraat se naam het op ons nou verander. So nog nie verander, maar ek dink dis 'n bepaalde, as jy in Skroderstraat afry en jy sien hulle bord, hulle het ook 'n bord soos ons daar buite met die bordtitel en so. Dan sal jy sien dit sê, as ek dit reg onthou, kyk op, nie neer nie. Dis treffend, nê? Kyk op en nie neer nie. En so wat hierdie vir ons uitlig, dit sê vir ons, ek sal hul innerlike afhanklikheid van God en hul nederigheid met die strewe na sukses vervang, sodat hul trots en hoogmoedigheid, hul sensitiwiteit vir die Heilige Gees se stem en leiding sal blokkeer. Is dit nie interessant nie? Kom ek vra vir jou, want hierdie is net 'n eksperiment, maar kom ek vra vir jou, dink jy kan antwoord vanoggend, dink jy dat die duiwel hierdie lokval vir ons stel in die kerk vandag, in die kerkwêreld, dat as mense op mekaar neerkyk, ons die Gees geblus sal sien? Ek dink hy doen. Ek dink hy doen. Jesus se voorbeeld vir ons is die beste voorbeeld. Jesus het gesê hy het gekom om te dien. En daar's 'n teenresep teen as die vyand probeer om die Gees in 'n kerk te blus deur mense in die versoeking te lei om eerder neer te kyk op mekaar. Daar's 'n teenresep teen dit en dit is om op te kyk na mekaar. Sal dit nie treffend wees as 'n kerk dat elke persoon wat deur die deur stap iemand is, luister hierna, iemand is na wie ek bewustelik besluit om elke Sondag na op te kyk nie. Dit verg baie nederigheid om so na mense te kyk, nê? Want inteendeel, Paulus skryf hieroor en hy sê dat ons moet mekaar hoër ag as wat ons onsself ag. Dis nie maklik nie, nê? Wat van 'n ou by die werk met wie jy nie oor die weg kom nie? Wat van daai persoon in jou familie met wie jy altyd koppe stamp? Dis moeilik. Jy moet nie al die familiegeheime nou hier verklap nie. Maar dit is moeilik om so te lewe, om soos Jesus lief te hê is nie maklik nie. Dis nie 'n maklike pad nie. Om bewustelik te kies dat elke persoon na wie jy gaan kyk vandag en waar jy op pad gaan kom, is iemand na wie jy sal opkyk. Hoekom sou jy dit doen? Hoekom sou dit, wat 'n verregaande idee om iemand wat byvoorbeeld arrogant is, nog beter te behandel as wat ek dink hulle sou verdien. Die antwoord is, omdat Jesus my so behandel het, toe ek dit nie verdien het nie. Dis genade. Toe ek arrogant was, en toe ek al die antwoorde gehad het, en toe ek die lewe op my manier wou doen, het Jesus in my lewe ingekom. En ek dink ek dink toe Jesus na my lewe kyk, het hy net sy kop geskud en gesê, ek sal hierdie ou moet red. Jy weet, ek sal iets vir hierdie ou moet doen. En hy het in my lewe ingekom, sonder dat ek dit verdien het. En dis hoekom ek kan opkyk na mense,
Want elke een, en dis hoekom ons nooit moet neerkyk op mense nie, want elke een is in die beeld van Christus geskape. Nou, jy mag vanoggend vra, wat het dit met enigiets te doen? Ons is besig om te praat oor die Heilige Gees. Ek gaan vir jou sê wat dit met ons reeks te doen het. Wanneer jy begin om na ander mense, ongeag van hulle status, op te kyk, en ander mense hoër te ag as wat jy jouself ag, skep jou nederigheid die ruimte vir die Heilige Gees om te kom beweeg. As jy ooit gedink het, wat is my doel in die kerk? Ek het nie 'n portefeulje nie, ek het nie 'n posisie nie, ek is nie 'n leier nie, ek het nie baie invloed nie. Dit maak nie saak nie, want jou nederigheid kan 'n direkte geleier word en ruimte skep vir die Heilige Gees om in 'n kerk in te kom en 'n vuur aan te steek wat herlewing in mense se harte bring. Dit vat net een mens. Dit vat net een van ons om te sê, Here, gebruik my vir dit. Gebruik my hart en gebruik my lewe. En so, as ek dink aan hierdie antwoord, dan moet ek vra, wat sou die skrif van ons verlang? Hoe sou ons reageer en optree as die vyand God se Gees so probeer blus in ons kerk? In 1 Petrus 5 is die antwoord, 1 Petrus 5, en ek gaan vir julle lees vanaf vers 5 tot 8. Ek wil sien wie van ons vanoggend onsself tel as jong mense. As jy 'n jong mens is, wil jy nie jou hand vir my opsteek nie? Ja, ek sien al die jong mense en dan sien ek, in Engels sou ek nou gesê, this defeats the object. Ek het geweet julle gaan dit doen. Maar ek praat nou van die jongeres, nie net jong van gees nie, maar die jongeres onder ons. Luister mooi. Net so moet julle jongeres aan die oueres, ek gaan nie vra dat die oueres hulle hande opsteek nie, onderdanig wees. En ek hou hiervan, wees almal. Hy het nou net met die jongeres gepraat, wees onderdanig aan die oueres, dit beteken, wys die nodige respek vir ouer mense. Ek weet as jong mense, ek was ook jonk, meeste van ons hier was al jonk, maar ek weet onder die, ons het dit die baby booming geslag genoem, ons seuns het ons partykeer by die huis ook boomers genoem, né? Maar hierdie baby booming geslag, respek was gegee, ongeag, dit was nooit verdien nie, maar onder ons jongeres vandag is daar 'n mate van denke, as jy my respek wil hê, moet jy dit verdien, en ek verstaan dit heeltemal, ek dink mense moet respek verdien, maar as ons skriftelik wil optree in 'n kerk, op 'n manier wat die Heilige Gees kan vloei onder ons, moet ons 'n keuse maak. Ek gaan hierdie oom, ek gaan daardie tannie respekteer vir wie hulle is. Hulle het my nog nie beïndruk nie, hulle het nog nie iets gedoen om dit te verdien nie, maar ek gaan dit doen omdat die skrif so sê. Ek gaan onderdanig wees. En dan sê hy, en wees almal, dit sluit nou almal van ons in, die jongeres en die oueres en tussenin, wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar. En hier's hoekom, hy gee vir ons die rede hiervoor. Hy sê, want God weerstaan hoogmoediges. Hier's 'n waarskuwing hierin. Ek wil nie God moet my weerstaan nie. Ek wil hê God moet genade aan my bewys. Maar aan wie gee hy genade? Aan die nederiges. Verneder julle dan. Verneder jouself. Maak jouself kleiner en kyk op na ander. Maak ander groter in jou lewe. Sê die woord vir ons. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog. Wie gaan ons verhoog? Moet ek myself verhoog? Nee,
Weet jy hoekom hoef ek nie myself te verhoog nie? Want God sê, as ek myself verneder, sal hy my op die regte tyd verhoog. Die regte tyd kan jare neem in ons lewens, maar hier is 'n belofte van God. En miskien voel jy neergedruk, en miskien voel jy verneder. Miskien voel jy klein, dit is oké om klein te wees. Ons is klein. God is groot, ons is klein. Besef hoe klein ons moet eintlik besef hoe klein ons eintlik is. Wat is die mensekind dat jy aan hom dink? Ons is klein. In 'n wêreldbekende foto, jy kan dit gaan Google na vandag, maar 'n wêreldbekende foto met die naam van The Pale Blue Dot, is daar 'n reeks foto's wat geneem is met 'n teleskoop. Ek dink van ons het al gehoor van die Hubble ruimteteleskoop. Hy is nou eintlik sekondêr. Daar's nou 'n beter teleskoop, maar die Hubble het 'n reeks foto's van ver buite die ruimte geneem. En net so net vir ure en ure foto's geneem, en in een van hierdie foto's was daar 'n straaltjie lig in die middel van nêrens in die ruimte, hierdie straaltjie lig op die foto, en net so aan die onderkant van hierdie straaltjie was daar hierdie klein gebleikte blou kolletjie, the pale blue dot. En toe Hubble hierdie foto's terugstuur aarde toe, en hulle dit studeer, te besef hulle maar van waar die Hubble is in die oomblik, het hy 'n foto geneem van ons sonnestelsel, en dan waar die aarde in ons sonnestelsel is. En jy kan gaan Google, dis 'n baie eenvoudige, maar baie 'n diep treffende foto. En hierdie pale blue dot is die aarde, en dit is so klein. En hierdie straaltjie, en alles anders om dit is so groot. So ons is so klein. En is wanneer ons dit kan aanvaar en vir onsself kan sê, maar ek is klein. En ek het God nodig, want ek is niks sonder God nie. As my hart tot daai waarheid kan oopmaak, dan maak dit oop tot die beweging van God se gees in my lewe. Werp, wat van al my bekommernisse, wat van al die probleme in my lewe, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter. Ons lees nog Petrus, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die een wat die gees wil blus in die kerk vandag, julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En wees bewus van die feit dat hy nie net gelowiges wil verslind nie, hy wil huwelike verslind en hy wil kerke verslind. Hy wil kerke verslind. So hoe weerstaan ons hom? Jakobus gee vir ons die antwoord, Jakobus 4 vers 7. Hierdie is vir my 'n baie treffende gedagte. Hy sê vir ons, onderwerp julle dan aan God. Verneder jou voor God, wees nederig voor God. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Hierdie is die antwoord vir die kerk wat sê, ons soek die Heilige Gees. Luister hoe Jakobus vir ons leer. Onthou, Jakobus weet waarvan hy praat. Jakobus het groot geword met Jesus. Dis Jesus se halfboetie. Jakobus skryf en sê vir ons, die eerste ding om te doen as 'n kerk en as 'n gelowige, om die vyand teë te staan, is nie om die vyand teë te staan nie. Lees dit weer saam met my. Die eerste ding om te doen, wanneer ons die vyand wil weerstaan, is nie om hom te weerstaan nie, maar om onsself te onderwerp aan God. Ek dink ons mis daai gedeelte, en as ons die waarheid van dit sal besef, van die nederigheid, wat God eerste wil hê, die posisie van nederigheid wat hy wil hê ek moet inneem, dan sal ek verstaan hoekom Petrus sê, ek myself onder die kragtige hand van God verneder, want wanneer ek myself in daai posisie plaas, dan is dit nie ek wat die vyand hoef te oorwin nie, want dit is God wat die vyand reeds
oorwin het, en dit is vir my om in die oorwinning te lewe. Die vyand is reeds ontwapen, om hom te weerstaan, om sy aanvalle en versoekinge in my lewe te weerstaan, moet ek net eers myself onderwerp aan God. Dan sal God se kragtige hand my help om die vyand te weerstaan, en vir ons as 'n kerk, sodat die Gees kan kom en doen wat hy wil doen in ons midde. En ons gebedsfokus met hierdie punt moet die volgende wees. Ons moet bid en sê, Heilige Gees, en ek hoop so dis ons hart. En ek wonder of ek na die tweede punt moet gaan vanoggend, en of ek net daar dalk moet stop. Ek dink ek moet net daar stop vandag. Ons moet hier aankou dalk. Ons moet bid. Ons gebedsfokus moet wees, Heilige Gees, help ons, help my om nederig te wees, sodat ek sensitief kan word vir u stem. Help ons om na eenheid te strewe, sodat ons u vloei in ons lewens en dienste werklik sal ervaar. Dit moet ons gebed wees vanoggend. En ek dink ek moet daar pause vir die oggend. Ek dink dis iets om aan te dink. En so ek wil jou 2 vrae vra. Ons gaan vandag. Ek wil jou 2 vrae vra vanoggend. Nommer 1. Kom ons skep 'n oomblik om te dink aan wat is die grootste ding in hierdie boodskap vandag wat die Here vir jou gesê het. So kon jy net daaraan dink vir 'n oomblik. Wat sê die Here vir jou in vanoggend se gedagte? Wat het vir jou uitgestaan in jou lewe? Want onthou, ons leer nie net vir kennis nie. Ons het laasweek, as jy die video gaan kyk van laasweek, elke Vrydag dan word die hele diens gelaai op ons platform. Ek kan gaan kyk nou, maar ons het laasweek spesifiek hieroor gepraat. Jy kan meer gaan kyk rondom dit in laasweek se boodskap. Ek kan nie aan alles nou dink wat ek graag wil herhaal van laasweek se boodskap nie. Maar ek wil jou vra, eerstens, wat staan vir jou uit in vanoggend se gedagte? Wat is God besig om met jou oor te praat? Dit is baie belangrik dat ons net stil staan by dit, want as ons wegstap en ons het net die boodskap gehoor, dis goed, maar die vyand kan kom en hy kan die saadjie van die boodskap, hy kan dit kom oppik en dit kan op grond val waar dit nie vrug dra nie. Maar die belangrikste ding van wat ons laasweek gedeel het, is dat ons nie wil leer net vir kennisname nie. Ons wil leer vir verandering. So dit wat ek ontvang op 'n Sondag, die lering wat ek ontvang, is met die doel dat die vrug van die Gees in my lewe sal ontwikkel, sodat my karakter, dat my lewe sal verander, dat ek meer soos Jesus sal word. Meer soos Jesus. Ons het 'n ding wat ons altyd sê by die kerk, Jesus bo alles, meer soos Jesus. Dis ons hart. En dan die tweede ding is, en hierdie is krities belangrik, want die eerste vraag van wat het ek geleer, het te doen met my groei en het te doen met hoe ek verander, maar die tweede ding is krities belangrik, is met wie gaan ek dit deel? Met wie gaan ek die waarhede deel wat ek hoor? Met wie gaan ek my getuienis deel? As ek vanoggend hier wegstap en die Here het met jou gepraat, met wie gaan ek dit deel in die week? Want dit kos niks om vir iemand te sê. Jy gaan nie glo nie, Sondag het ek by hierdie kerk ingestap en ek het hier kom kuier en ek het nie geweet wat ons gaan doen of gaan hoor nie. Maar toe sê die Here vir my dit. Dit het my lewe verander. Met wie gaan jy dit deel? Want jy was nooit gered. God se oog was nooit net op jou, toe hy jou gered het nie. Daar is 'n menigte mense in Appington, en waar jy woon en werk, wat Jesus nodig het. En as jy elke week iets vat van die kos wat jy ontvang, en jy gaan deel dit met iemand, gaan dit iemand se lewe verander. Want ons het mense wat in ons dorp is, wat nog nooit hulle hart vir Jesus gegee het nie. En ons het mense wat gebonde is, wat die Here wil vrymaak, wat die Here wil verlos,
en ek en jy die antwoorde. En so ons moet gereed wees. Die woord sê binne en buite seisoen. Dit sê dit so mooi. Wees gereed om 'n antwoord aan almal te gee vir die hoop wat in jou is. En so as ons hier wegstap hierdie week, is dit nie om net aan te gaan met ons lewe soos normaal, my afsprake soos normaal, nie lewe soos normaal nie. Wanneer ek hier wegstap, is dit om 'n ambassadeur van Jesus te wees. En om 'n verskil met my lewe te maak, want ek het net een. En dis hoekom ek soos Tian, yes, ons is trots op jou seun. Ek wil vir jou sê, mense, ons is trots op ons kinders in ons gemeente. Ons kinders regtig, ons is so trots op ons kinders. Maar ek wil elkeen van julle herinner. Die sendingveld begin nie in China nie. Dit begin nie in Rusland of in Eritrea of in Jemen nie. Die sendingveld begin waar ek en jy is. Wanneer jy tree by die deur uitgee in die oggend, jou eerste veld is jou huis. Waar jy woon en werk is jou sendingveld. Die sportveld, vir sommige van ons jong mense, is hulle sendingveld. Moenie dit net as 'n sportveld sien nie. Die manier wat jy jouself uitleef daar, die eer wat jy aan God gee, wanneer jy die geleentheid gebied word, is wat hom dan verheerlik, en dit is wat God ons toenooi. So, ek los jy met die 2 vrae vanoggend. Wat het jy geleer, met wie gaan jy dit deel? Sodat vandag betekenis het in jou lewe. Ek gaan vra vanoggend dat ons gaan in 'n oomblik vir 'n dag, maar ons gaan dit bid, en ek wil dit spesifiek bid vir ons, dat die Heilige Gees ons sal help om na nederigheid te strewe. Hier is al baie om te sê oor hierdie ding eintlik. Ek moet myself breek. Hendrik sê partykeer vir my, jy weet, pastoor het soos 3 landings wanneer hulle ophou preek. Pastoor wil jy, ek weet nie van jou nie, maar jy weet, jy sê ek begin nou afsluit, dis die eerste landing, en dan begin jy tweede keer, ek gaan nou weer afsluit. Ons gaan regtig nou afsluit. Ons gaan nou afsluit. Ons moet nou afsluit. Ek dink ons moet net afsluit. Ek gaan dit vir ons bid, Heilige Gees. Die enigste 2 dinge wat Jesus van homself, ons gaan bid, maar luister, die enigste 2 dinge wat Jesus van homself en sy karakter met ons deel, dis net op een plek in die woord te vind, hy deel net 2 aspekte van sy persoonlikheid met ons. Hy sê, ek is nederig en ek is sagmoedig van hart. Ek wil net hê moet jy aan dink vir 'n oomblik, en gaan ons bid. God, hier is amazing, hierdie amazing, groot, almagtige God sê, ek is nederig. Dink net daaraan. Sjoe. En ek is sagmoedig. Hy is nederig en hy is sag. En hy nooi ons om net so sy te wees. En dis wat ons wil bid vanoggend, Here. Ek wil vir Lukas vra of hy gou by my kan aansluit, die bo asseblief, Lukas. Dalk net vir my saggie sal speel. Terwyl Lukas na vore kom, wil jy nie saam met my staan nie. Dan gaan ons hierdie behoefte aan God bid nie. Dat die Here ons sal help hiermee nie. Sal opkyk na mekaar hoor, sal ag. Want elke persoon wat op jou en my pad gaan kom, is iemand vir wie Jesus gesterf het. En dit is ons hart vanoggend, Here, is om dit te bid van U en te vra. Heilige Gees, ons is 'n gemeente, het 'n diep verlange
na u beweging en na u werk in ons midde. Ons as 'n gemeente het 'n diep behoefte dat u vrylik hier sal vloei, sal kom waai en sal lewens kom verander. Ons bid vir herlewing in ons harte. Ons weet, u is besig, u is reeds besig om iets besonders in ons lewens te doen. Maar vanoggend moet ons net ons afhanklikheid van u uitspreek. Here, ons kan nie sonder u nie, Here. Ons kan nie. Ons is niks sonder u nie. As u vir 'n oomblik u hand van ons moes wegneem, ek weet nie waar ons sou wees nie, Here. So ons het u nodig, en ons het u meer as ooit nodig, Here, in hierdie vinnig veranderende wêreld, die druk wat meer is as ooit. Here, op ons jongeres en ons oueres, die druk, Here, wat meer is as ooit, herinner ons, u het nooit verander nie. U hand is steeds kragtig. En u nooi ons vanoggend as 'n gemeente, as ons u gees op nuwe hoogtes wil ervaar, om onsself voor u te verneder. Help ons om nooit van onsself minder te dink as wat ons moet nie, maar ook nie meer te dink as wat ons moet nie. Help ons om onsself te sien soos u ons sien. Help ons om nederig te wees en help ons om sagmoedig te wees, want ons weet dit sal ruimte skep vir u gees om die bonatuurlike te doen, Here. En so vanoggend wil ons vir u dankie sê vir u voorbeeld vir ons, Here, wat dit vir ons moontlik maak om soos u dit te kan uitleef, want u sal nooit iets van ons vra wat onmoontlik is nie. Dit is moeilik, maar dit is nie onmoontlik nie. Help ons asseblief hiermee. En waar ons gaan vandag nou, wil ons vra dat u liefde as ons God en ons hemelse Vader, die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser en ons redder, en die intieme gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees, totdat ons weer saamkom, om u te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam en ons almal sê saam. Amen. Amen.